My boeke is fiksie, maar my beleggingsopbrengste is 'n feit. Maak seker jou aftrede word nie 'n thriller nie. Praat met Brenkhurst. In my virtuele ateljee, Johan Boysen. Môre Johan? Nee, ek het nie klank nie. Daar sien nou. Daar sien nou. Yes, en ek sien jou so mooi. Jy word net al hoe jonger. Die Kaap is goed vir my. Ek kan dink, ja. Johan, sê net gou vir die mense, want ek vergeet elke keer wat is daai beskrywing van jou. Wat doen jy deesdae? Wat is jy jou rol? Ek is betrokke by die Fidelity sekuriteitsgroep. Ons CEO is Wal Bartman, so ek is betrokke by hulle, ek word deur hulle geëmployeer. Spreek maar transitoerhooftogte aan en ander 'n soortgelyke tipe ondersoeke landwyd. Johan, ek wil met jou gesels vanoggend die vertrekpunt die Madlanga kommissie en die beeld wat dit op die oomblik skets van die polisie, en dan wil ek so 'n bietjie later ook uitkom by die punt waar jy self by betrokke is. Maar om net so 'n bietjie van 'n idee te kry van watter prentjie skets die Madlanga kommissie vir ons op die oomblik van die polisie. Maar Isak, hy skep maar die prentjie wat ek al vir 'n wyle al in die media verkondig het, en dit gaan maar oor korrupsie van op die hoogste vlak tot op die laagste vlak. Die betrokkenheid van politici en senior polisiebeamptes by misdaadsyndikaate. Ek dink ek het in een van jou laaste programme nog wat ek gesê, as ons hierdie skeet nie omgekeer kry nie, dan stuur ons maar op 'n donker tyd af van die polisie. En dit wys die Madlanga kommissie nou vir ons uit, né? Want as ek nou kyk na die name en die verbintenisse wat daar gemaak word, Johan, dis vreeslik kommerwekkend om te sien hoe hoog op hierdie verbintenisse gaan. Dit is so, ja, Isak, maar ek wil weer eens maar net jou kykers of jou lesers vermaan, met die goed is maar op die oomblik beweringe, en om beweringe te omskep in hofgedrewe getuienis is 'n totaal ander saak. As die beweringe waar is, skep dit inderdaad 'n baie donker prentjie van die stand van die polisie en hulle betrokkenheid by kriminaliteit. Wil jy hiermee sê dat daar dat van die beweringe wat daar gemaak word op die oomblik voor die kommissie dalk onwaar is of minder waar is of minder ernstig is as wat ons dink? Isak, ek het nou natuurlik kon ek nie, dis 'n langsame proses om elke dag na alles te kyk. Ek kyk maar so na die hoogtepunte en hier en daar probeer ek maar kyk as die goed uitgesaai word terwyl dit uitgesaai word. Hier en daar is al van die goed dat ek van persoonlik bewus is wat vir my maar 'n bietjie dik vir 'n daalder is. Hier en daar praat hulle van die getuies, onder andere die generaal wat nou afsiek is, Khumalo, praat hy van spesifieke voorvalle wat ek persoonlik van bewus is, wat nie vir my heeltemal sin maak nie. Hy verwys na dokumentasie wat ek persoonlik al onder oog gehad het, terwyl ek nog in die valke was en betrokke was by sensitiewe ondersoeke. Van die goed wat hy daar praat, maak nie vir my sin nie. Maar nou ja, hier is maar 'n kommissie van ondersoek en hulle moet nou maar kyk of hulle later die goed in getuies kan omskep om dit dan hofgedrewe te maak. Marian Tam skryf in die Maverick oor die dood van Nathi Mthethwa en dan trek sy 'n paar lyne. Sy sê dan onder meer
that there's no doubt that Mteto would have been called as a witness in the freshly pressed Nkabindi inquiry into suspended Gauteng Director of Public Prosecutions Andrew Chauke. Nou ons weet soos wat sy ook hier skryf, Chauke faces the inquiry into his fitness to hold office after authorizing the institution of racketeering charges in terms of the Prevention of Organised Crime Act against former KwaZulu-Natal Hawks head Major General Johan Boysen and members of the Cato Manor Unit. So sy trek heel wat lyne hier na toe. Ek wil net so 'n bietjie daaroor gesels asseblief. Wel Isak, as jy kyk na die verwysingsraamwerk van die staatspresident oor die ondersoek na advokaat Chauke wat die huidige direkteur van openbare vervolging in Noord-Gauteng is, wat geskort is. As jy kyk na die verwysingsraamwerk, verwys hy na spesifiek 2 aangeleenthede wat deur die kommissie ondersoek gaan word. Die een is die voorval waarna jy nou verwys, die onregmatige uitreiking van sanksie van my vervolging en dan ook die Cato Manor lede se vervolging. En die tweede een is sy versuim of sy inmenging met die vervolging van Richard Mdluli wat tans in die tronk is. So daardie 2 voorvalle spesifiek is binne die verwysingsraamwerk genoem deur die president waarna gekyk moet word. Nou ten opsigte van myself, dit is so dat die dood van Natem Mteto, en ek wil nou nie soos sommige van my linkse vriende nou die dood van Charlie Kirk nou sy dood besing nie. Enige dood is maar tragiese, vir al die omstandighede is maar tragies. Maar ja, Natem Mteto, as jy gaan kyk na my getuienis en vir die wat belangstel, is maklik om te gaan Google na die Zondo-kommissie, ek dink is daar by dag nommer 88 toe ek getuig het. Dan kan jy op my verklaring ingaan, paragraaf 77, dan verwys ek na die inmenging van die destydse minister Natem Mteto in my vervolging, sy politieke inmenging. Ek verwys ook in paragraaf 62 na die ondersoek wat ons mee betrokke was ten opsigte van die gebruik van die geheime fonds by sy privaat woning in Noord-Natal. So dit is in beide gevalle, die Mdluli geval en in my geval, is dit hoogs waarskynlik en glo ek sou daardie 2 gevalle deel van die getuienis gevorm het. Sy skryf dan ook en dan kan ons 'n bietjie ook uitbrei daarop. Beduie sy dan nou die belang van Mteto as hy sê himself was responsible for the controversial appointment of Mdluli as head of CI, en dan sê sy dat jy op die spoor was van verskeie Zuma familiesake verbintenisse connections, including Tosan Pandey, waaroor ek en jy ook al gesels het, wat dan Mteto se belang hierby belangrik maak. Ja, as jy kan onthou, ons het al hieroor gepraat, Isak, destyds net na die Wêreldbeker sokker het dit aan die lig gekom dat 'n sekere besigheidsman, en sy noem dat die besigheidsman, 'n klompie geld gemaak het hier by die R60 miljoen in 'n kwessie van 8 maande. Met die Wêreldbeker sokker en deur die verkrygingskomponent van die polisie. En ons is betrokke gewees met die ondersoek en ek, nadat R45 miljoen reeds uitbetaal is, het ek R15 miljoen van die uitbetaling gevries. So op daardie stadium wat ek toe deur die destydse president se seun Edward Zuma in my kantoor genader was, waarin hy my versoek het om die R15 miljoen vry te stel. En ek het natuurlik vir hom verduidelik, ek kan dit nie doen nie, want dan maak ek myself moontlik skuldig aan korrupsie. Ek het ook getuig tydens die Zondo-kommissie. Dit is nou maar bekend dat ons destyds wettiglik hulle kommunikasies onderskep het, telefoongesprekke, en hulle het my probeer omkoop met R2 miljoen, hulle het my R1.5 miljoen die oggend gegee, maar ek kon nie dat hulle wegkom met die dokumentasie wat hulle wou gehad het nie.
en het ek toe gereël het hulle die ouens oombliklik nadat die geld in my, wel is 'n polisiekolonel gewees, die geld in my voertuig gesit het ons hom gearresteer. Die besigheidsman is ook daarna gearresteer en tydens 'n daaropvolgende gesprek wat onderskep was, het hy ene Dibo Mzobe, wat 'n direkte familielid is van die destydse staatspresident geskakel. En tydens die gesprek is daar gesê dat Boysen se vlerke sal geknip word. Mthethwa was in 'n stadium ook, hy het sommer ingebel in ek dink hy het met Karima Brown gesels. Dis reg. Hy bel hy sommer in en hy was vreeslik die hellen vir jou. Wil jy gou vir ons daaroor vertel asseblief? Ja, dit is na afloop van my getuies by Zondo het Karima Brown van 702 my genooi na haar studio toe en het ek die aand, soos ek nou maar met jou 'n gesprek voer, gepraat oor my getuies by Zondo. En toe ek nou, ek het destyds in Pretoria gewoon, toe ek nou thuis kom toe bel Karima my toe sê sy het nou net 'n oproep ontvang van Natem Tetwa wat hoogs ontsteld is oor dit het ek kwyt geraak het en basies gesê ek praat 'n klomp nonsens. En sy het hom toe uitgenooi om die volgende aand na die studio toe te kom. En dan kan hy nou sy saak stel. Toe sê ek van nee, is goed so. Toe vra sy of ek sal omgee om ook na die studio toe te kom. Toe sê ek van wel laat weet vir Natie, ek sal hom die volgende aand sal ek hom in die studio kry. Noodloos want sy het nie opgedaag nie en hy het toe ingeskakel en sy onderhoud telefonies gedoen. Maar ek het met al die dokumentasie saamgegaan wat ek toe op haar tafel vir uitgelê het en soos sy met hom gepraat het, hy het natuurlik ontken die vergadering wat hy met die aanklaers gehad het destyds, totdat sy vir hom 'n handgeskrewe notas wat ek bekom het van een van die aanklaers, van die notas afgelees het oor die vergadering wat hulle gehad het en waar hy sekere opdragte uitgereik het. Hy het toe later erken hy was by die vergadering gewees. Daar's verskillende menings oor Natem Tetwa se dood. Aan die een kant word daar gesê dit is moontlike selfdood. Aan die ander kant word daar gesê daar word vuilspel vermoed. Uit my oogpunt uit, hoeke kant toe dit ook al gaan, lyk dit of dit verband hou met die Madlanga kommissie. Wat's jou mening daaroor? Ja, ek is ook die mening toegedaan dat dit selfdood is. Die Franse polisie is baie deeglik in hulle ondersoeke. Daar's baie, alle waarskynlikheid glo ek daar sal baie closed circuit television, wat se kortkring televisie wees, by die hotel vir mense wat in en uit gekom het en dan natuurlik die forensiese ondersoeke wat hulle op die toneel sou gedoen het. Ja, ek dink dit hou in alle waarskynlikheid verband met dat hy sou by Madlanga moes gaan getuig het. Hakim Konazi het hom betrek ook by politieke inmenging. Destyds toe hy die minister was en Konazi die waarnemende nasionale polisiekommissaris was. Maar daar is so een stukkie wat die generaal uitgelos het van die politieke inmenging. Dit gaan juist daaroor die vergadering wat Natem Tetwa gehad het met die aanklaers destyds waarin opdragte gegee is dat ek en van my mense gearresteer moet word, nog voor die ondersoek behoorlik beslag gekry het. Nou die einste generaal was teenwoordig by daardie vergadering gewees, sy naam staan in die notiele aangeteken gewees. So ek sou bly gewees het as hy sommer daaroor ook gepraat het, maar om een of ander rede noem hy dit nie. Ek wil jou laaste vraag vra, Johan, en ek wil jou nie op die spot plaas nie, maar as jy sou kans sien om te antwoord daarop, ek sit baie daaraan wonder oor waarom Mkhwanazi nou vorendag sou kom op die manier waarop hy vorendag gekom het, en ek wonder baie keer of dit regtig so edel is as wat dit 'n magstryd is binne tussen die verskillende politieke groepe wat daar bestaan op die oomblik. Ja, Isak, ek gaan jou so antwoord. Ek dink jy slaan die spyker op die kop in jou waarneming. Okay, ek gaan ek jou los. Ek wil net vinnig voor die loop, ek onthou een van my kollegas, hulle vertel altyd die storie by die SABC en ek dink ek het dit nou gedoen, van die joernalis
wat hierdie lang vraag gestel het. En toe uiteindelik het die ou aan die oorkant, die ou met wie die onderhoud gevoer word, het hy geen ander keuse gehad as om te sê ja. Nee, Isak, ek is so onlangs het ek dink is hoekom met jou onderhoud gehad. Toe bel 'n polisiebrigadier my toe sê vir my generaal, jy ken iets wat die politiek betref. Sê hoe so, hy sê jy het nou vir 'n halfuur gepraat en niks gesê nie. Toe sê ek dis eintlik my oogmerk gewees. Johan, lekker gewees om weer met jou te praat. Ons praat so. weer vorentoe. Groetnis. Selfde. Dis Johan Booysen wat met ons gesels. Oud-generaal Johan Booysen, en volgende in my virtuele